Neer my hande afgesend, dienstbare, die groeie weg. Neer my voete skoeil hier, met bereidheid tot die Heer. Leer my stem en laat my sing, aan die Heere houde bring. Laat my mond die boodskap dra, hou sal ver wat Dawie vra. Leer my goud en silwer diep. Ons kom vandag na U toe in die naam van Jesus, die naam bo alle name. En Abba Vader, ons kom na U toe vir hulp vandag. En ons kyk op na U, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van U, wat die hemel en die aarde geskape het. En God, dankie dat U hier is vandag. Dankie dat U hier is vir hierdie familie, vir geliefdes, vir vriende, en dat U hier is om U skepping te kom bedien met die goedheid en die liefde en vertroosting. Heilige Gees van God, ek nooi U nou uit om dit kan doen wat net U kan doen, en dat U openbaring sal bring, Heilige Gees. Heilige Gees, ek bid dat die atmosfeer en die klimaat van die koninkryk van God nou sal in hierdie vertrek inkom, en dat U elke persoon sal aanraak. Ek bid vir die vrede, die bonatuurlike vrede van God en berusting wat sal kom uit die hemel uit. En Jesus, dankie dat U nooit aan die kruis gesterf het vir geen rede nie, maar vir hierdie rede dat ons lewe kan hê en lewe in oorvloed kan hê. En Here Jesus, vandag hier waar ons besig is met 'n lewensviering, ek weet dit is hartseer, ek weet dit is rou en dit is pynvol, maar Jesus, ek weet dat U getrou is. In die naam van Jesus bid ek vandag dat U elke persoon sal kom bedien, net soos wat U kan. In Jesus naam bid ons. Amen. Amen. Ek wil vir almal vra dat julle asseblief julle sitplekke sal inneem. Ons wil almal hartlik verwelkom vanmôre by die lewensviering diens van Willie van Vieren namens ons senior pastoor, pastoor Ad en Rika Boshoff en die hele CRC familie. Wil ons net sê ons innige simpatie gaan uit na julle toe as 'n familie, vriende wat hier is. Ek dink niemand het gedink julle gaan julle feesgety so begin nie. Maar ek weet vandag in die naam van Jesus dat daar's niks wat ek in my eie vermoë of kapasiteit, in my eie krag kan doen om hierdie situasie vir julle beter te kan maak nie, maar ek het geloof vandag. Ek het geloof in Jesus Christus. Ek het geloof in wie God, wat God kan doen. En hierdie is 'n werk wat net die Heilige Gees kan doen. En jy weet, oom Willie wat sy liggaam is hier, want hy is nie. Hy is in die hemel vandag. Dis net sy liggaam hierdie. Maar hy het sy struggles gehad en hy het sy battles gehad en hy een van die mees onnatuurlikste goed ook moes deurdra en dit is om 'n kind te begrawe. Maar vandag is hy saam met Willie en al sy ander geliefdes. Vir jou Rensha en Lorien en Rachel en die kleinkinders en aangetroude familie. Hy is by Jesus Christus, hy lewe vandag. En ek sê dit onbeskaamd, ek sê dit met die grootste vrymoedigheid, gebaseer op julle getuienisse, met dit wat ek met Rensha gepraat het, wat ek met Karel gepraat het, met Rian hulle gepraat het, oupa was gered gewees. En dis die goeie mense wat hemel toe gaan nie. Dit is mense wat hulle geloof in Jesus Christus plaas, wat die ewige lewe kan beerwe. Want dit beteken nie as jy 'n goeie mens is, dat jy hemel toe gaan nie. En ek wil vandag net sê, ek wil die eerste vers wat ek wil lees is, want ek verklaar vandag onbeskaamd dat God se teenwoordigheid hier is om jou aan te raak. Dit is beskikbaar. Die vraag is, gaan jy toelaat dat God jou aanraak? Jesus is hier vandag. Die Bybel sê, waar 2 of meer vergader, daar is ek in hulle midde. En Jesus is hier vandag. En wanneer Jesus in enige situasie opdaag, is daar verandering, daar's lewe, daar's deurbraak, daar's bevryding in die naam van Jesus. Amen. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 2 van vers 2 tot 5, want ek het besluit
om as ek by julle is, net op Jesus Christus te konsentreer en veral op sy kruisdood. Nou ek sê nie, ons is hier vandag om Willie se lewe te vier, maar kom ons wees eerlik vandag, hy is by Jesus en by die engele, maar ons ander bly hier agter. En dit is sentraal waarop ek ook wil fokus vandag, soos wat Paulus gesê het vir hierdie kerk in Korintiërs. Hy kies om te fokus op Jesus Christus en die werk van die kruis. Die kruis het 'n pad gemaak vir elkeen van ons, waar ons sondaars is, sodat ons 'n verhouding met Jesus Christus kan hê, sodat ons 'n erfgenaam kan wees van die ewige lewe wat God beskikbaar stel. En ek wil vir jou sê, mens hoef nie deur pyn en ellende jou hele lewe op die aarde te gaan om die koninkryk van God te kan ervaar nie. Jy kan die koninkryk terwyl jy op die aarde is, die volheid van die koninkryk ervaar. Jesus het alself gesê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u wil geskied op die aarde soos wat dit is in die hemel alreeds. En die hemel is 'n plek waar daar geen pyn is nie. Die hemel is 'n plek waar daar vertroosting is. Die hemel is 'n plek waar daar geen duisternis is nie, waar daar geen pyn is nie. En ek wil vir julle elkeen sê vandag nie so. Dis God se hart dat daar 'n verwisseling sal plaasvind vandag, dat jou pyn sal God vat en hy sal daai as, sal hy iets niets maak daarmee. Hy sal jou iets moois gee daarvoor. Want dit is wat die kruis kom doen het. Dit was foolish vir die mense gewees om te dink dat Jesus op my kruis gaan sterf tot vir die vyand. Maar wat het gebeur? Nuwe lewe het gekom. En dit is presies wat vandag gaan gebeur as jy jouself gaan oopmaak en toelaat dat die Heilige Gees jou aanraak. Amen. Ek gaan aan met die teksvers wat sê: Ek het na julle toe gekom in swakheid, angstig en vol huiwering. My boodskap en my prediking was bitter eenvoudig. Ek het julle nie probeer oorreed deur geleerde welsprekendheid nie, maar deur die Heilige Gees wat kragtig onder julle gewerk het. Dit het ek gedoen, sodat julle geloof nie sou berus op menslike geleerdheid nie, maar op die krag van God. Dis my gebed. Dat maak nie saak wat my woorde is vandag hier, dat jy as 'n individu God se Heilige Gees en sy krag sal ervaar vandag. Amen. Want dis al wat jou lewe kan verander. Mense kan nie jou lewe verander nie. Meer geld kan nie jou lewe beter maak nie. Niks kan oom Willie terugbring na hierdie aarde toe nie. Maar Jesus het 'n plek vir hom voorberei. In Johannes 14 sê Jesus, ek gaan om 'n plek vir julle voor te berei. En dis presies wat Jesus gaan doen het. Hy het vir oom Willie die mees kosbaarste skat gegee. En dit is 'n plek in die hemel. 'n plek in die koninkryk van God. En ek beloof dit vir julle. As julle hom nou moes vra, so voluit soos wat hy gelewe het, so passievol as wat hy was, en so passievol as wat hy oor elkeen van julle was, en vir julle was, as jy hom nou moet vra, sal hy wil terugkom, sal hy sê nee. Ek wil ook dit net sê, ek gaan nou baie mense se goue koeie omgooi, maar mense wat sê God het sy mooiste blommetjie kom pluk, is nie waar. Want Jesus is nie die outeer van dood nie. Jesus het gekom om lewe te bring en dit in oorvloed te bring. En dit is beskikbaar vir elkeen wat glo. As jy glo en aanvaar wat Jesus vir jou in die kruis gedoen het, dan kan jy hierdie lewe hê wat God in gedagte het vir jou. Matteus 5 vanaf vers 3 tot 4 sê, gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het. Dit is my gebed dat, miskien sit jy hier vandag en jy weet dit al nog nie, maar dat die Heilige Gees vir jou 'n openbaring sal gee, hoe nodig jy God het. Die asem wat jy uitblaas nou, soos wat jy hier sit en asemhaal, kan jy nie self maak nie. Dis uit God se genade en God se liefde wat jy nie is nie. En ons elkeen het God nodig. As jy besef hoe nodig jy God het vir elke liewe gedeelte van jou lewe, in jou finansies, in jou gesondheid, in jou huwelik, in die grootmaak van jou kinders, die Bybel sê gelukkig is die mense wat weet hoe afhanklik hulle van God is. So miskien is daar 'n realiteitsbesoek wat jy kan doen. Is daar areas in jou lewe is wat jy gelukkig is?
vra jouself die volgende vraag af. Het jy daai area vir God gegee? Lewe jy in afhanklikheid dat God al is wie dit kan onderhou? Die woord sê verder, want vir hulle is van die koning nodig het, want die koninkryk van God is hulle deel. Gelukkig is die trerendes, want God sal wat self hulle trane afvee. Hoe wonderlik is dit? Iemand anders gaan jou trane kom afvee nie. Wanneer jy 'n trerende persoon is en jy sê, God, ek het U nodig, ek kan nie hierdie ding self verwerk nie, Renja. Jy sê, Here, ek kan nie hierdie kruis self dra nie. Ek kan nie self alleen aangaan. Die woord sê nie, ons moet 'n volstrysmentaliteit hê en ons kop net in die grond begrawe en van alles vergeet. Dit sê ons moet tree. Want wanneer jy tree, dan verwerk jy die hartseer en die pyn wat binne jou is, maar jy doen dit nie self nie. Jesus kom en hy vee self die trane van jou oë af. En 'n aanraking van Jesus verander jou lewe. Ek wil hê Jesus met my trane afvee. Ek wil hê Jesus met my kan help dra wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan. Vir almal van julle, vir julle Lorien, Rachel, Karel, ek en jy spot nou die enigste mooi ding wat ek oorgehou van jou oupa sy mooi looks, né? Nee, en sy geloof. En sy passie, want jy is 'n passievolle mens. Amen. Ek wil elkeen hier bemoedig vandag, moenie net vergeet van jou pyn. Gee dit vir Jesus. Wanneer ons nie pyn verwerk nie, dan wortel dit dieper in jou hart. En voordat jy dit weet, dan begin dit verhoudings wat rondom jou is te affekteer. Want as jy dit net onder die mat invee, gaan dit 'n struikelblok vir jou raak. Ons is nie geroep, en hier's baie van julle wat hier sit, wat traumatiese goed al deurgegaan het en julle dit nooit verwerk nie. Dis tyd om dit vir Jesus te gee. Dis tyd om daai las van jouself af te haal, want dit is nie jou werk om dit te dra nie. Dit is jou werk om dit vir Jesus Christus te gee. Sien, Jesus se teenwoordigheid kan doen wat geen mens kan doen nie. Jesus raak 'n hart aan waar 'n beraader nie is, of 'n sielkundige of 'n psigiater nie kan aanraak. Ek getuig daarvan vandag. Jesus kan in 'n oomblik doen wat 20 jaar se berading nie kan doen. Want hy is Jesus. Hy het jou in jou moederskoot saamgeweef. Hy weet wat maak jou bang, hy weet wat oorweldig jou, hy weet wat se persoonlikheid jy het, en hy weet presies hoe om jou weer heel te maak. Amen. Roep op Jesus. Ek wil elke persoon hier bemoedig vandag. Die woord sê in Handelinge 2 vers 21, vir wie ook al op die naam van die Here roep, hy sal verlos word. Wat ook al die situasie is, as jy verlossing nodig het, moenie so trots wees dat jy nie op Jesus roep nie. Roep op sy naam, en ek beloof jou, Jesus, die naam Jesus, is jou wagwoord tot in die koninkryk van God. Wanneer jy sê Jesus, staan die hele hemel tot aandag vir daai kragtige naam. Amen. Dis vir hierdie rede dat waar ons vandag is, dat Jesus in die kruis kom sterf. En die woord sê, Jesus het 39 of 40 doops gekry, minus 1 wat 39 was. Dit sê, Jesus was gemartel dat jy nie eers kon sien dat hy 'n mens was. En vir daai rede, sy liggaam wat gebreek was vir ons, het gemaak dat God se teenwoordigheid vrylik beskikbaar is vir elke liewe persoon. Maar die vraag is, gaan jy dit aanvaar? Gaan jy toelaat dat sy teenwoordigheid jou aanraak? Want daar's niks soos God se teenwoordigheid. God se teenwoordigheid maak dooie goed lewendig. En God se teenwoordigheid is opwekkingskrag. En God se teenwoordigheid is daar 'n rivier wat lewe bring, wat genesing bring, wat Here maak. En daai rivier is hier vandag. Glo dit, ek voel God se teenwoordigheid hier vandag. Jy moet sê, Here, hier is ek. Raak my aan. Doen wat net U kan. Christendom is nie 'n titel nie, maar 'n lewenstyl waarin jy jou geloof in Jesus Christus openlik bely. Dit bring berusting om te weet dat julle geliefde gered was.
gebaseer omdat hy gesê hy is lief vir Jesus, hy het sy vertroue op Jesus gesit. Luister, hierdie gebou kan jy nie in die hemel kry. 'n Kerk kan jou nie verseker van die 'n plek in die koninkryk van God. Nou ek is 'n pastoor myself, maar ek sal nooit teen 'n kerk praat. Maar daar's mense wat elke Sondag in die kerk sit en gaan hemel, want hulle het nie 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus nie. Dit is hoekom kerk alleenlik kan jou nie kwalifiseer vir die hemel. Dit is 'n verhouding met Jesus Christus, waar die Heilige Gees in jou kom woon om 'n koneksie te vorm tussen jou en God. Hierdie is net 'n gebou. Dis wanneer die kinders van die Here gevul met die Heilige Gees saam hier by mekaar kom, dat dit die kerk van Jesus Christus word. Want die kerk is op 'n missie om die wêreld te gaan red. Maar dit beteken nie as ek elke Sondag hier is dat ek 'n Christen is. Ek sê altyd vir mense, ek kan elke aand in my garage geslaap, ek gaan nie kar hou. Ek kan elke dag hamburgers eet, maar ek maak my nie McDonald's. Dit beteken, jy kry mense en kyk, ek preek 'n reguit boodskap hier vandag dat mense kan besef, want die lewe is kort. Enige iets kan enige oomblik gebeur. En ek wil nie hê jy moet hierdie gebou verlaat vandag met 'n skuldgevoel van wat as of wat sou gewees het as, ek bedoel ons het geen rede om te sê, ek weet ek gaan nou veilig by my bestemming kom. Jy kan hier uitstap en jy kan in 'n kar ongeluk wees, want die duiwel kom om te steel, moord en te verwoes. Is jou saak dan reg met Jesus Christus, soos oupa Willie. Onthou net, daar staan nergens in die Bybel dat jy moet van geboorte af tot jou afsterwe, moet jy 'n kind van die Here wees en jy moet so perfek lewe en al jou goed vir die arme mense gee en kerke bou en al daai goed. Die Bybel sê, dis wanneer jy 'n ontmoeting met Jesus Christus het en wanneer jy jou lewe vir hom gee, wanneer jy gered word. Daai moordenaar wat langs Jesus op die kruis gehang het, ons lees nergens waar hy voor dit 'n goeie mens was, of dat hy 'n perfekte mens was. Sy lewe was uitmekaar uit, maar hy tot inkeer en tot insig gekom deur die krag van die Heilige Gees om te sê, Here, dink tot vandag aan my as jy in die paradys is. Want die ding is, jy wil nie speel hiermee en uitstap hier en hier se geleentheid, want die genade en die salwing van die Here is in vandag om jou te gaan red. Ek sê 'n roudiens of 'n lewensvieringsdiens is die perfekte plek waar jy tot 'n besef kan kom dat hoe maklik kan die tydelikheid met die ewigheid verwissel word. Al was oupa siek gewees, kon niemand die tyd of die uur of die dag bepaal wanneer hy sy asem sou uitblaas. Jy weet nie wanneer jy jou streepie getrek het. En die ding is, mense is onder 'n wanindruk en 'n wanpersepsie, maar my ouma was 'n Christen, my oupa was 'n Christen, of ek het in 'n Christelike huis groot geword. Jesus gaan nie vir jou daai goed vra nie. Of jy vra, het jy 'n verhouding met my gehad? Die woord sê dat baie van hulle sal kom en sê, maar Here, ek het demone uitgedryf in jou naam. Ek het hierdie wondertekens gedoen, en sal Jesus sê, gaan weg van my wat ek doen. Dis 'n verhouding met Jesus wanneer die Heilige Gees op jou kom voor, wanneer jy 'n koneksie met God. En dit is al wat jy kwalifiseer vir die koninkryk van God. Ek gaan in 'n oomblik gaan ek dit vir jou lees. So dit wat ek sê is nie iets wat Kasper sê of wat CRC sê nie. Dit is wat die woord van die Here sê. Mens kan sien dat oom Willie se lewe 'n impak gemaak het. Dis hoekom hy hier is vandag. En elkeen van julle se lewe het hy 'n merk gemaak. 'n indruk gemaak. 'n pa, 'n oupa, 'n man, 'n oupa grootjie, wat 'n blessing is dit, generasies. Amen. En ek wil vir julle bemoedig vandag, deur die goeie gedagtes wat julle het van hom, laat hy voortleef in julle harte. Amen. Dis wanneer julle hom celebrate. Ek hou eintlik van die Engels, want dit is vandag is 'n groot plektigheid. Dis 'n groot plektigheid want hy is nou in die koninkryk van God. Hy het dit gemaak, hy het gekwalifiseer vir die hemel. Ek doen eendag 'n diens, my heel eerste leiers in Mooimooi. Voordat ons die kerk geplant het, my ons leiers. En ek is besig om die diens te doen. Die man en vrou is 2 dae uit mekaar oorlede van COVID.
En ek is besig om die diens te doen, en terwyl ek die diens doen, sê die Heilige Gees vir my, mense moet pas op vir 'n vervalste identiteit. Want baie mense dink hulle is op pad hemel toe, maar hulle saak met Jesus is nie reg nie. Want jy kan Christianies praat, maar dit beteken nie jy is 'n Christen nie. Mense vervals die ID-dokumente en allerlei goed. Maar dis een ding wat jy nie kan vervals nie, en dit is jou verhouding met Jesus Christus. Ek plaas baie klem daarop, want weer eens ek sê, wees net 'n liggaam, tot stof sal dit terugkeer. Oupa Willie is by Jesus. En hy wil ek en dit vir julle beloof. Hy wil hê elkeen van julle wat hier is vandag, moet ook daar wees. Hy wil nie hier op die hemel mis, want die hemel is 'n werklikheid. Die Bybel sê in Lukas 15 vers 7, daar's 'n groter gejuig in die hemel, 'n groter gejuig van een sondaar wat tot bekering kom as 99 regverdiges. So wanneer wat hier gebeur vandag, weet oom Willie presies wat is aangaan, wat hy is deel van die skare van toeskouers, wat elkeen van julle bemoedig, hardloop jou wedloop vir Jesus Christus. Hebreërs 12, dit is die teks of die kern van die boodskap wat die Here op my hart gelê het vir vandag. Hebreërs 12 vanaf vers 1 sê die volgende, 1 tot 3. Met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons in die wedloop van die geloof om ons in die wedloop van geloof dop te hou, kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag vir al die sonde wat so maklik 'n vashou op 'n mens kry. Nou die Engels sê dit mooi. Hebrews 12 verse 1, and therefore now we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Daai cloud of witnesses is al julle geliefdes wat 'n verhouding met Jesus Christus het, wat klaar in die hemel is. Hulle staan in die grandstands van die hemel en hulle kyk af aarde toe en hulle moedig julle aan. Hou aan, moenie opgee nie. Hardloop, weet jy wat ek gaan sê? Hardloop jou wedloop vir Jesus. Hardloop met volharding, hardloop asof jy alreeds gewen het, want jy is 'n wenner in Jesus Christus. Jy het die ewige lewe as gevolg van Jesus. Jy het oorwinning as gevolg van Jesus. Hy sê hierso verder, hy sê, hulle sê Paulus wat Hebreërs, vermoed is Paulus wat die boek van Hebreërs geskryf het. Maar hy sê, kom ons stroop alles af wat die spoed kan vertraag vir al die sonde wat so maklik 'n vashou op 'n mens kry. Dan wil ek vir julle vra, 'n persoonlike vraag. Hoe harder jy probeer ophou sonde doen met in jou eie vermoë, hoe meer het jy dit gedoen is reg. Want jy kan nie jouself verander nie. Daarom het God gesê, ek moet die helper stuur, die Heilige Gees stuur, wat in jou kom woon, wat die Heilige Gees is. Hy maak jou 'n heilige mens. Jy kan nie jouself verander. Ek onthou myself, ek was 'n dwelmverslaafde vir 12 jaar, ek het lank gekoop. Ek kon nie myself vry kry, ek was in rehabs in en uit gewees. Kon nie myself skoon kry nie. Dit is die magtige werking van die Heilige Gees wat in jou inkom, wat jou bevry en jou losmaak van dit. En dis hoekom Paulus skryf hierso, moenie dat sonde jou terughou dat jy nie jou wedloop vir Jesus hardloop nie. Hardloop na Jesus toe, kyk na Jesus toe, want hy is die kampioen van geloof. En laat toe dat hy jou vry maak, sodat al hierdie laste, al hierdie sonde wat jy probeer terughou van die lewe wat God vir jou het, dat hy dit kan breek oor jou lewe. Hy sê, ons oor is vasgenaal op Jesus. Hou jou fokus reg, die voorganger en volleinder van ons geloofswedloop. Hy ter wille van die blydskap wat daar voor hom gewag het, die kruis verduur. Ek wil elkeen bemoedig, miskien voel dit vir jou hele lewe is een groot gemors. En dit gebeur gewoonlik so wanneer jy terugdraai na Jesus toe, dan raak goed nie dadelik beter nie, dit raak erger nie. Want 'n dief breek nie by 'n leë huis in nie. Dit is wanneer die weerstand begin kom. Dit is wanneer die terugslag begin kom. Is wanneer jy jou hart vir Jesus gegee het. Maar ek wil vir jou sê, verduur dit wat jy het vir dit wat wag. Die bevryding wat gaan kom, die seën wat gaan kom, die ewige lewe wat jy gaan hê. Oom Willie moes presies dieselfde gedoen het. Daai siekte moes hy verduur het vir die geluk wat kom. Want waar hy nou is, het hy niks meer pyn.
Hoe vir jou is geliefdes wat hier sit, wat weet hoe swaar hy kry. Dis hartseer om te weet dat hy nie meer hier is en hulle gaan rou. En dit gaan nie net 1, 2, 3 wees nie, dit gaan 'n proses wees. Maar omdat hulle lief is vir hom, besef julle, hy's glad nie meer by nie. En daarom vind mens berusting om te weet dat hy Jesus is, dat hy nie meer pyn het nie. Hy het homself deur die skande van die kruis nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel vyandigheid van sonder mense deurstaan het, dan sal julle nie uitsak en tou opgooi. Ek wil vir julle dit in Engels ook lees, in die Message Translation, want dit was vir my baie mooi. Dit sê, do you see what this means? All these pioneers who blazed the way, all these veterans cheering us on. It means we better get on with it. Strip down, start running, and never quit. No extra fat, spiritual fat, no parasitic sins. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished the race we are in. Study how he did it. Baie belangrik. Gaan bestudeer hoe het Jesus dit gedoen. Bestudeer die lewe van Jesus Christus. Kyk in die woord. Dis al hoe jy dit gaan leer. Jy wil sê jy wil 'n Christen wees, wat van die Griekse woord Christos afkom, wat beteken Christ-like, dan wil jy leer wie Jesus was. Jy wil die evangelie gaan lees om te sien wie Jesus is, wat hy kom doen het, wat hy vir jou beskikbaar gestel het. Study it. Hou jou oë op Jesus, because he never lost sight. Hy het gefokus gewees. He never lost sight of where he was headed. That exhilarating finish in and with God, he could put up with anything along the way. Cross, shame, whatever. And now he's there, in the place of honor, right alongside God. When you find yourself flagging in your faith, go over that story again, item by item. That long lineage of hostility he plowed through, that will shoot adrenaline into your souls. Amen. Wat 'n wonderlike ding om te besef, as jy die lewe van Jesus gaan bestudeer en waardeur hy gegaan het, sal dit sulke krag in jou opwek om nie kan op te gooi nie. En dit sal adrenalien in jou siel instoot, sodat jy jou wedloop kan hardloop. Nou wie ook al 'n wedloop gehardloop het, sal verstaan wanneer daai wenstreep of die eindlyn in sig is en jy so moeg, wens jy het net daai ekstra burst van energie dat jy kan klaarmaak. Ek wil ook net sê dis 'n wedloop. Nee, dit is nie 'n sprint nie. Dis nie 'n spoedrace nie. Vir God is dit nie oor hoe jy jou journey met hom begin nie. Dis hoe jy eindig. En dit is waar God wil hê. Hy wil hê jy moet sterk eindig. Hy wil hê jy moet 'n bittervol einder wees. Hy wil hê jy moet 'n oorwinnaar wees. Hy wil hê jy moet in die lewe ingaan wat hy vir jou het. Johannes 3 vanaf vers Johannes 3 vanaf vers 1 tot 8, is amper klaar, sê, daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nicodemus, 'n leier onder die Jode. Hy het een nag na Jesus toe gekom en hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar van God af, dat u as leraar van God afgekom het. Niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Jesus het daarop reageer, ek verseker jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien. Hier is baie belangrik. Die woord sê dat Jesus het gereageer op wat Nicodemus gesê het. Nicodemus was 'n hedendaagse pastoor, of 'n dominee. En hy kom skelm in die aand na Jesus toe. En hy het 'n gesprek met Jesus en hy sê, Jesus, ek besef dat u moet van God afkom. Nie net hy nie, almal besef dat Jesus as leraar van God afgestuur is, as gevolg van die wondertekens wat Jesus gedoen het. Verstaan, Jesus het hom ontferm oor sondaars. Jesus het die honing uitgeloof. Jesus het siekes genees. En hier kom Nicodemus en hy sê, ons weet dat u die seun van God is of 'n leraar van God is. En die woord sê, Jesus het reageer op wat hy sê. En hy sê, as jy nie van bo af gebore is nie, kan jy nie die koninkryk van God sien.
Maar die duiwel weet ook wie Jesus is. Gaan hy terug hemel. Daarom het Jesus gereageer en gesê, jy moet van bo afgebore word, sodat jy die koninkryk van God kan sien. As jy 'n siniese mens, 'n negatiewe mens is, het jy die Heilige Gees van God nodig om jou optimisties en positief te maak. Jy die Heilige Gees nodig om jou 'n ander perspektief of uitkyk op die lewe te gee. En dit is presies wat gebeur as die Heilige Gees van God in jou kom woon. Want dan begin jy, jou waardes begin verander, jou uitkyk op die lewe begin verander, alles begin verander as gevolg van die Heilige Gees, want jy sien die koninkryk van God. Nou Jesus sê verder, nou vra Nikodemus vers 4, Nikodemus vra toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n bejaarde is? Hy kan tog nie vir 'n tweede keer in sy ma se skoot gaan en gebore word nie. Jesus het geantwoord, ek verseker jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy so nimmer as nooit in die koninkryk van God ingaan. Wat uit menslike liggaam gebore is menslik, en wat uit gees gebore is gees. Moenie verwonderd wees dat ek vir jou sê, jy moet van bo gebore word nie. Jy vind waar hy wil. Jy hoor sy suise, maar jy weet nie waar hy vandaan kom of waarheen hy op pad is nie. So is dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Wonderlik dat Jesus 'n vergelyking gebruik met wind. Ek bedoel, hierdie eerkoelers is aan, so. Jy kan nie die wind self sien, wat uit die koeler uitkom, maar jy voel die wind, jy wat die voorsit, hulle voel die wind. En die Heilige Gees is presies dieselfde. Wanneer jy 'n ontmoeting met die Heilige Gees het, voel jy sy teenwoordigheid. Wanneer hy in jou kom woon, begin jy die emosies van die Heilige Gees binne jou ervaar. Die Heilige Gees kom, en hierdie is die effek, hierdie blare wat hier waai, is die effek van die wind. Dis presies wat die Heilige Gees kom doen as hy in jou kom woon. 6 maande van nou af het jou taalgebruik begin verander, jou gewoontes het begin verander, jou begeertes het begin verander, jou uitkyk op die lewe begin verander. Want dis die Heilige Gees van God wat in jou werk om deur jou te werk. Of elkeen van julle sê, God is so lief vir julle. En hy het 'n groot plan vir julle lewe en daar's geen sonde wat hy jou nie van kan vergewe in die naam van Jesus. En hy is so lief vir jou dat hy jou nooit dieselfde belos nie. Waarom stuur hy die Heilige Gees van God om jou te kom help? Want jy kan nie jouself doen, jy kan nie jouself verander. En die werking van God se Gees nodig in die binnekant. Ek sluit af met die laaste vers, of laaste 2 verse. God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, soos hom wil, nie verlore gaan, maar die ewige lewe sal hê. Vers 17 is die kruks. God het immers nie die seun na die mense wêreld gestuur om die mense te veroordeel nie, maar sodat die mense deur hom verlos kan word. As jy 'n prentjie het dat God uit is om jou net te straf en jou net om elke hoek en draai te kry is die verkeerde prentjie. Want dit is wat religie doen. Boodskappe word gepreek, jy moet nie dit, jy moet nie dit, jy moet nie dit, jy moet nie dit, jy moet nie dit. Maar die evangelie is 'n blye boodskap. 'n Boodskap van hoop, 'n boodskap wat lewe bring, 'n boodskap wat jou lewe kom verander. God is nie daar om jou met 'n stok te slaan nie. Hy is nie uit om jou te kry nie. Hy is nie uit daar om jou net te straf om elke hoek te draai nie. Hy is so lief vir jou dat hy jou wil red. Daarom het hy Jesus gestuur. Mense sal sê, hoekom stuur God mense hel toe? God stuur nie mense hel toe. God het Jesus gestuur sodat mense nie hel toe hoef te gaan. Amen. Die hel is nie 'n plek vir God se kinders. Die hel is 'n plek vir die duiwel en vir wie ook al nie wil aanvaar wat Jesus vir ons gedoen het. Ek sluit af met 1 Johannes 5 vers 12. Hy wat deel het aan die seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel het aan die seun van God nie, het ook nie deel van die ewige lewe. Jesus het vir Nikodemus gesê, jy moet van bo af gebore word. As jy nie deur daai stap gaan, word jy tot inkeer kom en jou lewe neerlê en God vra om die Heilige Gees in jou te stuur, sodat jy 'n verhouding met hom kan hê, het jy nie deel aan wat Jesus aan die kruis kom doen vir jou. Dan kan jy nie die ewige lewe hê.
Die woord sê, Johannes 14 vers 6, Jesus said, I am the way, the truth and the life, and no one can come to the Father except through me. Jy kan nie deur 'n Samkoma gaan nie, jy kan nie deur 'n fortune teller gaan nie, jy kan nie deur geld gaan nie, jy kan nie deur kristalle gaan nie. Daar's geen ander manier hoe jy gered kan word as Jesus Christus. Jesus is die enigste middeweg. Amen. Jou veldleer kwalifiseer jou nie vir hemel. Al dink party mense hulle wil gaan hemel toe om te is. Ek het laasweek 'n gesprek met 'n oom gehad. Hy sê vir my, ja, ek weet jy's 'n pastoor, maar ek gaan hel toe want ek haat swart mense. Sê ek oom, die hel is nie 'n plek om te wil gaan. Jy het geen openbaring van die hel as jy sê wat jy nou sê. Die hel gaan nie 'n partytjie wees vir die duiwel en sy demone. Dit is 'n plek waar jy nooit wil wees, dis die afwesigheid van God. Die afwesigheid van die liefde, die genade van God. Ek wil vra dat almal hulle hoofde sal buig en hulle oë sal sluit. Heilige Gees van God, ek roep op U nou om te kom bedien, te kom red, te kom bevry, en om mense die moed te gee. Ek bid Here dat, soos wat die woord sê in Openbaring 3 vers 20, dat U sal kom en U sal kom klop aan die deur van elke hart. En wie ook al oopmaak vir U, sal U binnekom en feesmaal hê saam met daardie persoon. En ek bid Here, gee vir mense die vrymoedigheid vandag om onbeskaamd op U naam te roep, dat hulle sal terugkeer na U toe, dat hulle self sal bekeer, Vader, en dat hulle sondes sal bely, want die woord sê, dat wanneer ons sondes bely, is God getrou om ons skoon te was en ons 'n nuwe begin te gee. Die woord sê 2 Korintiërs 5 vers 17, dat dit beteken dat enige een wat in Christus is, 'n nuwe skepping is. En Here, ek bid dat elke persoon hierso 'n hongerte sal hê vir 'n nuwe begin, saam met U, vir U en vir U glorie, in die naam van Jesus bid ek vandag. Vandag wil ek vir jou nie vra vir jou kerk lidmaatskap nie. Ek wil nie vir jou vra of jy weet van Jesus. Ek wil vir jou vra vandag, waar jy hier sit, weet jy soos jy weet, as jy jou asem uitblaas vandag, dat jy hemel toe sal gaan. Die Bybel sê in Romeine 8 vers 16, dat God se Gees kom bring oortuiging met jou gees, dat jy 'n kind van die Here is. As daar onsekerheid in jou is, beteken dit die Heilige Gees druk dit op jou hart, dat jy jou saak met God sal regmaak. Jy kan nie in 'n plek soos hierdie inkom en dieselfde manier uitgaan en dink en hoop jy's gered. God wil jou red met die wete dat jy gered is, dat jy vryheid het en vrymoedigheid het om 'n verhouding met God te kan wees. Jesus het vir Nikodemus gesê, as jy nie van bo af gebore word nie, kan jy nie die koninkryk sien nie, maar jy kan ook nimmer as te nooit binne in die koninkryk ingaan. En ek is seker, die binne elke persoon hier wil jy in die koninkryk van God ingaan. Jy wil gered wees. Jy wil jou geliefdes weer sien. As enige een van julle voor wil nie weer wil sien, sal jy moet gered wees, want waar hy is by Jesus. En dis al hoe jy by hom kan kom. As dit jy is vandag, en jy sê, Kasper, my saak met Jesus is nie weg. Miskien het jy nog nooit jou hart vir Jesus gegee. Miskien het jy al jou hart vir Jesus gegee, maar goed het gebeur. Jy het 'n leer gestel geraak. Die lewe het vir jou 'n lelike pak kaarte uitgedeel. Goed het gebeur dat jy jou vuur verloor. En jy besef vandag dat jy afhanklik van God is. Dat jy God nodig het. 'n goddelike ingryping nodig het. As dit jy is vandag, dat niemand kan rondkyk en sê, Kasper, sluit my asseblief in 'n gebed. Ek wil my hart vir Jesus gee. Ek wil 'n nuwe begin hê. Ek wil my saak regmaak met Jesus. As dit jy is vandag, op die tyd van 3 wil ek net vra dat jy jou sal opdek. Jy weet dit sluit in 'n gebed. 1, 2, 3. Dankie. Baie dankie. Dit is nie 'n saak vir speletjie. Dit is 'n kwessie van lewe of dood. Daar gaan nie 'n wagperiode wees of 'n wagkamer wees. Waar jy, as jy jou asem uitblaas en jy sê, dan sal ek besluit. Jou besluit moet nou geneem word, want jou keuse is nou afgeteer die ewigheid in Jesus naam. So vir 'n laaste maand. Ek wil vir jou sê, jy gaan niks verloor deur maar Jesus toe te kom. Jy gaan net win.
Want Jesus gaan vir jou 'n nuwe begin gee. En hy gaan soveel blessings in jou lewe insit, en hy gaan jou so bevry, dat jy kan nie glo dat jy dieselfde mens sal wees. So vir 'n laaste maal, voordat ons die diens afsluit, as dit jy is, en jy besef dat jy 'n sondaar is, en dat jy Jesus nodig het, en jy sy vergifnis nodig in jou lewe, laat net vra dat jy ons sal opdaag, en vir jou besluit mag. Dankie, Here. Baie dankie, Here. Amen. Ek wil net vra, dat ons almal hierdie gebed net sal saam bid. Want die woord sê in Romeine 10 vers 9, as jy Jesus bely as die Seun van God en glo in jou hart, dan sal jy gered word. Here Jesus, vandag roep ek op u naam en ek bid dat u my sal vergewe van al my sondes. Here, maak my los van die dinge wat my terughou om in 'n verhouding met u te wees. Heilige Gees van God, vul my, leer my en lei my om 'n kind van Jesus te wees. Here, ek bid beskerming oor my lewe, oor my geliefdes, en dat ek nooit sal terugkeer na my ou lewe, dat ek sal groei van glorie na glorie vir u heerlikheid. In Jesus naam bid ek. Amen en amen. So baie geluk vir elkeen van julle wat hierdie besluit nou geneem het. En ek beloof jou, die lewe sal nooit ooit weer dieselfde wees nie. As jy nie in 'n kerk is nie, kry vir jouself 'n kerk dat jy kan gaan na 'n kerk toe waar 'n pastoor en leierskap met jou kan werk en jou kan lei sodat jy kan word wie God jou geroep het om te wees in die naam van Jesus. Ek gaan net gou-gou vir 'n oomblik net gou die begrafnisbriewe lees en dan gaan ons eers die oorwinningslied sing na die briewe. Sien jy opgewonde vir die oorwinningslied? Maar dit is die oorwinning. Amen. Dit is 'n oorwinning. Oom Willie het oorwin oor die dood in die naam van Jesus, want hy leef. En dan gaan ons die skryfiestraal doen en dan sal ons Karel oproep vir die bedankings. Alright, my liefste lyfie, Willie, hoe som 'n mens 20 jaar se memories op in 'n paar woorde? Maar net gou een ding sê voordat ek verder voortgaan met dit. Die atmosfeer hier vandag is nie 'n atmosfeer van hopeloosheid. Ek kan die hartseer voel, maar daar's hoop in die atmosfeer, omdat oom Willie leef. Ek het al dienste gedoen waar daar 'n donker depressie hang oor die vertrek, as gevolg van niemand wat seker was oor die persoon se saak. En dit is nie die geval vandag. Amen. So hoe som 'n mens 20 jaar se memories op in 'n paar woorde? Van die dag wat ek voor God vir jou gesê het, I do, tot die dag wat ek jou finaal moet groet, was jy voorwaar my pot se deksel, of soos jy sou sê, ons is battery in torch. Net om jou my man te kon doen, was vir my 'n voorreg. Baie dankie vir die avontuur van 'n lewens wat ons saam gebou het. Baie dankie vir die onvoorwaardelike liefde wat ons vir mekaar het. Ek kan nie genoeg vir die Here dankie sê dat hy jou in my lewe gebring het nie. 'n Man van liefde, dankbaarheid, determinasie, beginsels, lewenslus en opreg. Jou glimlag en jou seëgoed sal altyd in my gedagtes bly en gaan gereeld herhaal word. Selfs tydens die laaste jaar het jou positiwiteit en veggees so baie geïnspireer. Ek glo dat jy sal aanhou skyn in jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. My hart is stikkend en ek gaan jou mis, my skattebol, want jou plek gaan leeg wees hier, maar ek verheug myself in die wete dat ons eendag weer so ons sal wees by die Here. Jy het die aardse wedstryd gewen, my Bekkie. Rus en vrede, my engel, liefde. Liewe Pa, dankie dat jy altyd positief gebly het, selfs in die moeilikste tye. Ons sou Pa graag nog vir 'n rukkie langer by ons wou gehad het, maar ons vind troos daar dat Pa nou rus en goddelike vrede het. Ek is so dankbaar vir ons laaste paar oproepe, vir die oomblikke waar ek met Pa oor die Here kon praat en met Pa met 'n oop hart kon teruggesels. Dit is 'n kosbare herinnering wat ek vir altyd sal koester. Woorde wat ek dikwels by Pa gehoor het
was stay strong and never give up. Ek weet verseker daardie woorde sal my dra. Elke dag, oral waar ek gaan, rustig baie liefde wil hê. Volgens my so gepas, want ek het nie eers in daai konteks gekry nie. Maar die vers, veral in die Engels wat sê, never give up, waar Paulus skryf, hoor jy, hou jou oë op Jesus en never give up. Hy sê net hoe die Here en die Heilige Gees goed net, nie per toeval, nie toeval daar lig, by mekaar uitbring. Liewe pa se woorde was altyd die lewe is soos 'n nikkerbol, hard maar lekker. Nou is die hart verby, en dit is net 'n geteerde lekker, wat pa gaan geniet. Baie liefde, pa se bless op pa. Liewe oupa, dankie vir alles wat oupa vir ons gedoen het. Ons gaan oupa baie mis. Liefde Shalani. Vandag neem ons afskeid en my hart is seer. Dankie vir alles wat oupa vir ons gedoen het en beteken het. Oupa was meer as net 'n oupa. Oupa was 'n vriend en 'n mentor. Ons sal oupa altyd onthou vir oupa se grappies en oupa se aansteeklike lag. Al is oupa nie meer by ons nie, sal oupa se liefde en nalatenskap vir ewig in my hart voortleef. Liewe oupa, 'n lief oupa vir ewig met al my liefde, Bernice. Liewe oupa, vandag is 'n baie hartseer dag vir ons almal. Ons verstaan dat oupa 'n lang en moeilike stryd moes deurmaak. Ons gaan oupa ongelooflik baie mis. Dankie dat oupa altyd daar was vir ons, met liefde, wysheid en vol 'n hart vol geduld. Ek sal nooit vergeet hoe bly oupa was toe ek bel om te sê ek is swanger met Andrei nie. Oupa se woorde, sien jy, dit is altyd die Here se tyd en nie ons tyd nie, het my diep geraak. Dit laat my nou weer besef hoe waar dit is, ook in hierdie oomblik. Al is dit hartseer, weet ons oupa het nou rus en vrede. Ons sal oupa altyd lief hê. Oupa was iemand om na te kyk, sterk, wys en vol karakter. Ons is so bly, ons het so baie by oupa geleer en die herinneringe dra ons saam. Dankie vir alles, oupa. Rus sag in die arms van Jesus. Ja, pa. Liefste oupa, oupa het 'n onbeskryflike spesiale plekjie in my hart. Elke jaar het oupa my op my verjaarsdag gebel en vir my gesê, veels geluk en vir my veels geluk gesing. Daardie eenvoudige, liefdevolle gebaar het my dag altyd sommer mooi gemaak. Ek gaan daardie oproepe en oupa se warm stem ongelooflik baie mis. Dit maak my hart diep seer om oupa te verloor, maar dit bring my troos om te weet, oupa is nie is nou weer by oupa se seun. Die twee mense vir wie ek soveel liefde dra, nou saam en in vrede, tot ons mekaar weer ontmoet. Oupa, laat ons staan. Liewe oupa, dankie vir alles wat oupa vir ons gedoen het. Ek is lief vir oupa en sal altyd wees, broeder. Hulle sê, met grysheid kom wysheid, maar min weet hulle dat 'n bleskop is 'n slim kop. Waarom het jy gehelp vir die briefskrif? Ek prys die Here vir elke oomblik saam met jou. Vanaf daardie vinnige stoppe by die kantoor, ek bedoel om winkel toe te gaan vir brood, daardie elektriese vliegnet, toe ek die bank se kant heeltyd vryf, die diep gesprekke oor familie en lewe, hoe om hulle te beskerm en hoe om die lewe te geniet. Ek prys die Here vir oupa se lewe, vir elke hart wat gevul en geraak was, al weet jy dit self nie, vir al jou eie hart om vir jou familie te sorg. Want oupa mis, so dankbaar vir elke oomblik, vele liefde. Ja, ek wil net vra dat almal sal opstaan en nou die oorwinningslied speel en dan gaan ons na die skyfie spel kyk en dan gaan ek vir Karel oproep.
glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat die liefde oor sy koninkryk verdien. Hy verloor aan die einde op die wolke kom hy weer, hy is koning, heilig Heer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, heilig Heer. Christus beste wat vir altyd sal hy staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons stryder, hy is ons vader, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na oor, blaas bassyne, staan op trone en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. We kan maar even zo lekker doen. Run, run, river, carry me home to the ocean. The river and the road, take me home to the ocean. The friends in my life like stars in the sky, leave the lights on.
carry me home to the ocean. The river and the road take me home to the ocean. The friends in my life like stars in the sky with the lights on. I'm trying to get back home. The river keeps on flowing to the ocean. The angels who told me they sing that they love me. I'm traveling alone, so far from home and alone. Oh, angels, please don't leave. I'm trying to get to her with the love she deserves, Lord, please. I can play my guitar laying underneath the stars for you. In the light of the moon, we'll be forever singing tunes for you. When the stars are aligned like the lights in your eyes green so low. It's not when the weather will all be together and show. The angels are calling to sing that they love me. Traveling alone, so far from home and alone. As familie wil ons net graag ons opregte dank uitspreek aan Netcare Wolger en Netcare Wolpad, hospitaalse personeel. Julle het met soveel sorg en deernis na hom omgesien die afgelope 14 weke. 'n Spesiale woord van dank aan Byron, sy oefenterapeut vir jou geduld, ondersteuning en aanmoediging. Baie dankie aan elke persoon wat vir Paul Willie en ons stap gekuier het. Dankie vir al die vriende en familie wat boodskappe van motivering gestuur het of hom met 'n oproep ondersteun het. Dit het werklik vir hom baie beteken. 'n Spesiale dank aan Rian wat ons vandag met soveel talente in die regte rigting gelei het met al die reëlings en selfs ook soveel gereël het. Ons waardeer jou betrokkenheid opreg. Baie dankie aan pastoor Kasper vir die bereidwilligheid om die diens vir ons waar te neem. Dankie aan Jared van die Baan Church vir gebruik van die perseel en toeriste en aan Mike vir die verversings na die diens. Ons waardering gaan ook uit aan Stafkom vir die professionele diens wat julle gelewer het, asook vir die kerk en die kisryker. Dankie aan Jason vir die pragtige boekie wat sy met soveel sorg aan saamgestel het. Ons wil ook 'n besondere woord van dank terug aan Rachel. Baie dankie vir al jou tyd, opofferinge, geduld en liefde vir ons pa. Nie net in goeie tye nie, maar ook in die moeilikste oomblikke. Hy sou nie so ver gekom het as dit nie vir jou was nie. Ons waardeer jou opreg vir al wat jy gedoen het en vir die liefde en ondersteuning wat jy so getrou gegee het. Baie dank aan elke wat vandag tyd gemaak het en om by die lewensvierings van Pa Willie teenwoordig te wees. Hy was werklik 'n baie geliefde
Laastens dank ons Hemelse Vader vir ons voorreg om so 'n besondere mens in ons lewe te kon hê. Hy het sy lewensdroom op aarde voltooi en is nou volmaak tuis by sy Skepper God die Vader en sy Redder God die Seun. Amen. Ek net vra dat al die draers vir my asseblief van vore sal kom. Familie en vriende is welkom om te volg. Family and friends are more than welcome to follow. Familie en vriende, maar net so een oomblik sal stil staan daar. Baie dankie familie, ek kan daar voor staan. Tot 3 sê Jesus het 'n gesprek met sy disippels en hy sê vir hulle die volgende, hy sê moenie ontsteld wees nie. Hou net aan om op God te vertrou en hou ook aan om op my te vertrou. In die huis van die Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit nie aan julle gesê het nie. Ek gaan soontoe om vir julle 'n plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek ingerig het, kom ek terug en julle sal julle na my toe neem sodat julle ook kan weet waar ek is. En dit is wonderlik om te dink dat Jesus sê 'n baie onnatuurlike ding in 'n situasie waar hy sê moenie ontsteld wees nie. Want ek dink wat 'n natuurlike mens is nie ontsteld deur die afsterwe van 'n geliefde nie. Maar Jesus sê die kruks van die saak, of hy sê die klem, hy sê hou aan om op God te vertrou en ook op my te vertrou. En dan sê hy het gegaan om 'n plek voor te berei. En dan sê Jesus, hy sou dit nie so sê as dit nie so was nie. Want Jesus is nie 'n leienaar nie. Jesus is nie 'n mens wat jou sal lieg en bedrieg nie. As Jesus dit sê, is dit so in Jesus naam. So julle kan berusting daarby vind dat Jesus het 'n plek ingerig, nie net vir oom Willie nie, maar vir elkeen van julle, en lewe so dat jy gereed is wanneer Jesus kom, sodat jy saam met hom kan teruggaan.
Here Jesus, waar ons nou hierso is om ons finale eerbetoning te doen en ons tot weersiens te sê, bid ek nou, Here, dat elke persoon berusting sal vind, Here, om te weet dat oom Willie by U is. En ek bid, Here, dat U emosionele genesing en verwerking sal bring, en dat U in die middernaguur sal opdaag, wanneer dinge te veel raak, Here Jesus Christus, dat hulle nie dit op hulle self sal dra nie, maar Jesus, dat U daai gewig wat op hulle skouers rus, daai las sal verwyder, Here, en dat U hulle die krag sal gee om te kan aangaan. Here, en ek bid, Here, dat U hierdie sal omdraai in 'n wonderlike seën in, Here. En dankie vir wat U al reeds hier vandag gedoen het. Dankie vir die genesing wat vandag begin het. Dankie vir elke persoon wat hulle hart vir U gegee het, opnuut 'n nuwe kommitment aan U gemaak het, Here Jesus Christus. Ons sê vir U dankie daarvoor, want Here, dit is net U Gees wat kan red en so situasie kan omdraai. In die naam van Jesus bid ons. Amen. Amen. Ek wil net vra dat die naastbestaande familie eerste sal kom, finale eerbetoning, en dan kan die res van die familie en vriende die finale eerbetoning. Family is welcome om na vore te staan. Family is more than welcome. Familie en vriende is welkom om na vore te staan. Family and friends are more than welcome. Net vra as julle finale eerbetoning klaar gedoen het, dat almal net daar op die gras by mekaar kan kom vir die vrydag vir die ballonne asseblief. Dankie. Familie en vriende, die gaan dan die laaste roep wees, indien daar is enige persone wat nog nie geleentheid gehad het nie, die is die kans om nou na vore te staan. Family and friends, this will be my last call. If there's anyone that did not have a chance yet to step forth, you're more than welcome to do so now. Dit is 'n wonderlike simboliese teken waar mens jou fokus eerder opsit op die opvaarding as die wegry van 'n lijkswagen.